Goeiemôre almal van julle. Baie welkom môre hierso. Lekker koelerig daar buite, né? Waar lyk bestoor. Soos ek vanmôre staan en bewe hierso, dis nie omdat ek bang is nie. Ek het my trein by huis gelos. Mooi. Net vandag ons bietjie afkondigings. Julle behoorde daarom al soos 'n presentasie te ken soos ek dit moet ken. So maandag en dinsdag is pastoor op Eiwol wat hy glad nie werk nie, wat hy 'n bietjie rustyd vat. Woensdag is dit die leringe, donderdag die biduur en dan gewoonlik Vrydag of op Saterdag dan is dit die musiekspannetjie wat mekaar kom om 'n bietjie die musiek te oefen en so aan. Gebedsversoeke, ek het 2 versoeke daarso wat ek gekry het. Die eerste ene is oom Koen. Hy is nie baie lekker nie. Ons vra dat julle tog asseblief vir hom sal intree. En dan oom Nick wat self sê hy is ook nie so lekker nie, maar ons sien hy is hierso en hy gaan aan. So oom Nick, alle sterkte, maar dink aan hom ook in julle gebede. Is daar enige iemand anders wat julle dalk van weet wat ons nie van weet nie? Niemand nie. Dan wil ek ook nou net daar vir die mense op die internet sê, baie welkom by die diens. Ek het klagte gekry so daar hier uit die noorde uit, daarvan langs die rivier af, dat sommige mense nie gegroet word nie. So, Tinus, baie welkom ook. En die mense wat saam op die kant toe gaan, hoor, ons sal julle groet hoor. Alright, verder sal ek ons open, as het Baie dankie Here Jesus, dat ons hier vandag weer by die huis kan by mekaar kom, Here. Here, dankie dat al die gemeentelede wat hier kan wees, Here, dat U vir hulle die weg gewys het, Here. Here Jesus, ons vra dat U vandag vir ons harte sal oopmaak, Here, dat dit wat ons gaan hoor, dat dit by ons ore sal ingaan en by ons harte sal vashou, Here. Dat ons kan verstaan waar U woord is, Here, en wat U van ons verwag, Here Jesus. Here Jesus, gaan saam met elke een, Here Jesus, en seën elke een. Here, ook so die finansies wat ons het, Here, dat U dit sal seën, dat dit op hulle plekke sal werk waar dit nodig is. En die wat nie het nie, Here, dat U dit vir hulle sal gee, dat hulle wel by daai finansiepunt kan uitkom, Here. Here Jesus, ons sê net vir U dankie daarvoor vir alles wat U vir ons doen, en seën ons almal in Jesus Christus naam. Amen. Baie dankie. Musiekspannetjie, dat kan maar vorentoe kom, baie dankie. Ons staan nog ons lekker laat saam sing, so lank so
jou podium. Ons welkom.
Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Lig is sy glas en sag is sy juk. Hy gee vermoeienis die ware geluk. Selfs as ek struikel en dit berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Amen. Praise the Lord. He's more than enough. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all
Amen. Prys die Here. Ons dink so aan almal wat so terug gaan skool sit en julle wat ver terugry. Ons vertrou God dat die bikers wat terugry veilig. Amen. Veilig sal terugkry. Mense moet ons moet werklik besef dat 'n verlore siel. Ons moet nie met 'n judgmental gees sit. Alles dit hoe drinkery gewees, maak nie saak. Elke mens is vir God belangrik. Amen. En as 'n mens se saak met God nog nie reg is, dan bid ons. Dan bid ons vir veiligheid, ons bid vir genade. Ons moet intree. Ons harte moet by die Here uitkom. Ons is te haastig mense. Ons klip te gooi en te wys, vinger te wys. Ons is te haastig. Ons kan nie vanmôre sê ons het die volmaakte liefde. As ons nie bereid is om vir iemand te bid wat nie God ken. Ons is vanmôre hier vir nagmaal en al hierdie wonderlike dinge. Maar by einde van die dag, dan gaan dit oor die groot opdrag wat die Here vir ons gegee het, gaan 'n gemaak disippels. En dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en alles. En na dit, jou naaste is nie net jou kerkmense nie. Jou naaste is elke verlore mens daar buitekant. Elke mens, of dit Christen of nie Christen is. As ons vanmôre kan kyk na die liefde van Christus. As ons vanmôre kan sê, Here, ek werklik daai volmaakte liefde in my hart vanmôre. As ek daai brandende begeerte vir 'n verlore siel vanmôre het, dan bid ons. Dan bid ons. Weet, dit is vir my so hartseer. Hier in die week, weet ek net so in my hande en my kop, of my kop tussen my hande genoem sit later. En dit niks met die bikers te doen. Want ek bel vir iemand en ek vra sommer vir groente, want ek kan sien hoe ons mense swaar kry. Wie moes mos lekker man, as ons 'n lekker bord kos het, om daarvan af te sit te oordeel. Lekker vol gevreet. Vol gevreet, maar jy sien nie hoe iemand 'n stuk brood in sy mond druk van hongerte nie. Dit maak nie vir jou saak nie, want jou bord kos is vol. Ja, dit is dan lekker. Mense, wie hoe gevaarlik, ek besef dit in hierdie week, hoe never-minded ons geword het teenoor mekaar. Wie, dit is verskriklik, hoe die kerk van God never-minded geword het teenoor ander mense. Hoe kan ons sê, ons het Jesus lief, maar ons vergeet die een wat hy sê, jou naaste lief hê, soos jouself. Hoe kan ons vanmôre sê dat ons God lief het, maar ons is bereid dat iemand anders moet verlore gaan? Hoe kan ons vanmôre sê dat ons God lief het, maar ons sien hoe mense nie die Here dien nie? Hoe kan ons sê dat ons God lief het, maar ons is nie bereid om die evangelie na 'n verlore siel toe te vat? Hoe kan ons sê ons het God lief, mense? Dis 'n leuen. Ons kan nie vanmôre sê dat jy God lief het as jy nie bereid is om iemand te help wat in nood is. Die Here sê, ek dink as Jesaja 6 of 58, ek is nie seker nie. Wie ons kan vas en ons kan bid, dis reg, dis pragtig, dis moed, dis wonderlik, ons moet dit doen. Verstaan jy vanmôre? Maar ek dink as Jesaja 58 of ek is nie seker wat hy sê, is dit nie die vas wat ek soek nie? Is dit nie die vas wat ek soek om te kyk na die wee en die wee? Wie man, wie ons wil altyd die besige dinge, ons wil hierdie pragtige dinge, wat buite kan, dat mense kan sien hoe pragtig
en hoe wonderlik, en ons status op WhatsApp en Facebook en waar ook al, is net geestelike boodskapies en teksies en al wat 'n ding is, wonderlik en pragtig mense. Maar as ons vanmôre wil sê, ons het God lief, dan moet ons vanmôre kyk waar die behoefte is, waar daar begeerte na God is, waar daar 'n soeke na 'n God is, waar 'n verlore siel vanmôre. Dis waar God wil hê ons moet vanmôre wees. Ek bel vir Joolster, 'n vrou, ek los maar haar naam uit, want sy is tog in elk geval goddeloos man. Spaar die arme ding. Want ons het 'n gedaante van godsaligheid, maar ons het niks meer daarvan. Van God self niks, nog net die gedaante. Jy's 'n spookchristen. Jy mag ek nog meer ongewild raak. Mag ek nog meer ongewild raak oor my bek wat so reguit is. Mag ek so ongewild raak dat jy by my verby wil kyk, man. Mag ek so ongewild raak van die geur van God wat in my is, dat jy my nie wil raak sien nie. Want jy sien, 'n vol bord kos, vol gevreet. En ek vra dat jy nie dit of dat of iets om uit te gooi. Nee, ek verstaan dit. Die tomaties is af en dit is af, geen probleem nie. En ek vra, ek vra, is daar dienste in Joolster? Nee. So af en toe, Tannie Merlien het my nog eendag gesê, so af en toe is daar 'n verdwaalde predikant, wat ook sy weg gevind het, daar in daai wit olifant wat daar staan. Breek die ding af, as jy hom nie gebruik nie, man. Maak 'n baar, want ons is mos gewoond om die kerk 'n bare te maak. Hoe reise te maak. Breek die ding af. Ek het hier 'n preek gegee, een Sondag wat ek gepraat het, juis daaroor, waar God jou neergesit het, moet jy 'n prediker wees, man. Juis die herder waar God jou neergesit het. As ons kan saam staan as kinders van die Here, het jy gesien, of het jy vir jouself gedink, wat 'n groot verskil kan dit maak in mense se lewens, man. Waar kinders van die Here in eenheid kan staan. Nee, ek sê, joh, dis tragies. Sy sal weet vir my later, dis nie so tragies nie. Hierso het ons besluit, elkeen maar vir homself. Want die kerk is leenaars. Bedrieërs. Ek sit net met my kop tussen my hande, ek sê, Here, hoe godloos het ons geloop word met u opdrag. Hoe arrogant het ons geloop word met u opdrag. Hoe arrogant het ons geword. Jy sien, as dit goed gaan met ons, hierdie wêreld se goed gaan, want jy sien die probleem is van te goed gaan in jou lewe, dan vat jy vir God en jy sê nie, Here, ek skuif u net 'n bietjie weg nie. Jy sê vir hom, gee pad. En ek sê dit met alle respek teenoor my God wat ek dien. Gee pad. Jy staan in my pad. Hoor jy wat ek vanmôre sê? God gaan rekenskap, want die mens sê vanmôre, want Timoteus sê vir my, die mens raak liefhebbers van hulle self. Verstaan jy vanmôre wat? Wie die woord van die Here is reguit, en hy's kragtig, en hy's warm, en hy spreek soos 'n spieël, en hierdie woord van God gaan eendag teen ons stel, mense. Gee pad uit my pad uit, jy staan in my pad van 'n blydskap. Jy staan in my pad van genot. Jy staan in my pad van dat ek ook 'n bietjie plesier kan hê. Maar môre as jy wil vrek van ellende, as jou siel opgedroog het, dan soek jy hierdie God. Waar is hy? Nee, hy is nie meer te vind in die mense. Wie die woord van die Here waarsku,
Man, ek wil vanmôre ernstig met u die woord van God waarsku vir ons, dat daar 'n tyd in hierdie lewe sal kom, in hierdie wêreld, wat God nie meer te vind gaan wees. Jy gaan hom soek, en hy is nie meer te vind nie. Vir baie mense op 'n sterfbed loop lê, baie mense wat in 'n siekkamer loop lê, baie mense wat die dood begin sien, dis te laat. Hy is nie meer te vind nie. Ek sê dankie Here vir 'n onvolmaakte kerk. Dankie Here vir 'n skynheilige kerk. Dankie Here vir 'n skinderbek kerk. Dankie Here, want dit sê vir my een ding, ons as mens is feilbaar voor God. Ons is nie volmaak nie, ons is feilbaar voor God. So dit sê vir my net een ding, daar is net een wat ons werklik kan verheerlik, en dis Jesus Christus, die volmaakte. Wat 'n wonderlike gevoel as klomp onvolmaaktes in die huis van die Here kan by mekaar kom, en ons kan mekaar bedien, ons kan mekaar versterk, ons kan mekaar bemoedig. Verstaan u vanmôre? Wonderlik. Wonderlik. Dis nie so sleg nie. Toe ek sê, dis traag nie, is nie so tragies nie. Elkeen van ons vir onsself. Mense, God het vir my woord gegee, toe ek nog net tot bekering gekom het. Maar ek was skaars tot bekering, toe met in my huwelike gehoerery uit vioolstrif het, en ek maak nie vioolstrif sleg nie. Dis ek een van die plekke wat ek die meeste geniet. Marianne is 'n lekker plek. Daar's vir my gele, as ek kan vlug, dan vlug ek vioolstrif toe. En ek gaan sit daar teen die rivier, want dis vir my so kosbaar, dis vir my so rustig. Maar die goddeloosheid, die Here gee vir my Jesaja 23 vers 15. Toe ek nog net tot bekering gekom het, dis die eerste skrif in my lewe, wat ek eintlik half skrif in 'n droom, want in my hart huil ek oor dit wat ek gesien het, as jong Christen. Ek ken nog nie die Bybel nie, ek het vir mense geloof vra, ek verstaan nie hierdie skrif so heeltemal. Weet jy, na jare, dis in hierdie week breek God daai skrif vir my oop. In hierdie week breek God eers vir my daai skrif oop. Hy sê dit sal met vioolstrif gaan, soos met die hoerelied. Hulle sal juig en musiek maak en plesier soek. En ek kon dit sien, sien net vioolstrif. Elke dorp staan met hierdie goddeloosheid. Ons het ons eerste liefde verloor. Jesus is nie meer eerste liefde nie. Jy pad uit my pad uit. Jy met jou kom reëlse klomp regulasies. Jy bederf my lewe. Jy maak dat ek nie meer ook mag ek nie bietjie plesier hê nie. Jy staan in my pad van genot. Wie ek sê vir jy, ek huil voor God hierdie week, man. Ek huil toe ek hierdie woorde hoor, dat hoe kan ons sê, waar God sê, jy moet my lief hê met jou hele hart. Here, as ek U lief het met my hele hart, Here, dan het ek net een begeerte. Ek wil my naaste intrek by U. Ek wil my naaste. Ek wil nie iemand sien verlore gaan. Hoe kan ons vanmôre sê, dat elkeen is maar vir homself, terwyl jy sien, maar as jy deurry deur dorpe, dan sien jy mense, dan sien jy waar karre staan, waar plesier en genot is. Wie ek dink ons besef vanmôre dat daar 'n uur in jou lewe sal aanbreek. Wie jy sal hierdie preke van predikers, jy sal soek na hierdie woord van God vanmôre, hoor jy vanmôre, jy sal soek en dis nie meer te vind nie. Dis te laat. Dis te laat. Wie, ons praat vanmôre 'n bietjie van kom kyk daar in Johannes, kan jy net sommer self ook 'n bietjie gaan deurlees, die hele Johannes 1.
lees sommer die hele Johannes. Maar ek praat uit Johannes 1 uit. Dis vir my so kosbaar. Dis vir my so kosbaar. Hier is ou Johannes die Doper. En ek wil nie weer oor Johannes die Doper, ek praat net iets wat vir my baie spesiaal is. En ek dink dis daarin dat jy net sien in vers 29, Johannes 1 vers 29. Och mense, wie is 'n mens uitsien na iets? Ek onthou so daai jare man, weet jy dat as jy kind is, dan onthou ek so, ons het ons maar in die plaas groot geword man. Jy ken die mensie. Daar diep in die Grabbedoele, in die Kelaar, jy ken mens, maar jy ken ook die mens. En daar is die TV nie so, as daar iemand aankom, dan is dit eintlik jou TV. Verstaan jy, is jy opgewonde man. Is dit nie waar? Ja, jy is op, ons wil allemaal loer deur die venster. Dis nie net my ma, my pa, ons allemaal loer. Ons allemaal loer, want ons hoor het remen. En ja, hier, en ons weet, die pad loop ek dwars, hy loop deur met die hekkers gesluit. Jy verstaan ons, die plaasboer, op die kig in het pad. Nee, hier gaan niemand deur, want dan het skaap gaan gesteel word, sluit hy. Dat is geproklameerde pad, maar dit vat uit. Klaar besluit, ek sluit. So jy weet as hier 'n kar kom, dan moet hy na jou toe kom. En jy weet, niemand, ons praat ook daar in die huis, het jy genooi, wie weet wat, nou, niemand weet, ons loer. En die wat die loerie, word geroep, kom kyk. Ons moet allemaal loer, kom kyk. Kom kyk, daar is opgewonde, die kom lewe. Ja, trek jy uit en vir jou strip, maar daar is snaakse kar. Kom kyk, hier ry 'n kar wat ons nie ken nie. As jy weet so op jou, wie sit? Ek maak net 'n grap. Yes, ek wil nou nie daarop ry en dan, dis daai kar. Met 'n ander man se kar loop ry daar op die hele. Daar is opgewondenheid man. Hier's besoekers. Hier's 'n kuiergas wat ons nie ken nie. Kom ons kyk wie's. En jy sien dis wat ou Johannes hierso. Want jy sien 'n engel het aan Johannes verskyn en hy het vir hom gesê, hoor die vanmôre, die opgewonde. Jy sê ek probeer vanmôre 'n opgewondenheid in ons opbring man. Verstaan, want ek wil hierdie warmte van God, wil ek in ons wakker maak man. Verstaan jy, laat ons nie ons genot in hierdie wêreld sal soek nie man. Verstaan jy, maar laat ons vreugde by God sal kry man. Yes, mense, as jy so diep by die Here intrek, wie, daar, man, as ek in my kantoor sit, en ek het stilte tyd, dan huil ek voor die Here, ek huil nie ook net hartseer goed, maar ek huil sommer net, omdat ek so God lief het. Ek huil sommer net, omdat ek bly is, dat hy is my Vader. Verstaan jy, ek huil sommer net daaroor, want dit is vir my lekker, want jy sien, as ek dit in teenwoordigheid, as ek so in die stilte van die Here kom, verstaan jy, as ek so in die stilte van die Heilige Gees kom, daar die lig, nie hoor ek is bly, want sy vreugde vul my, hierdie werk kan dit nie vir ons gee nie, ons jaag na, en ons soek daarna, ons spook en spankel, ons vrek hierna. Want jy so nou, ons opgroei jare, het soveel beroof in ons lewe, dat ons bly soek, ons bly soek. Die hartseer uit ons verlede, het ons bly soek. En ek kan ons vanmôre net sê, kom kyk. Dit wat nou Johannes, wat 'n kosbare belofte, wat die engel vir Johannes sê, gaan, jy moet 'n pad, mense, ons het daai selfde opdrag vanmôre, gaan maak vir my 'n pad in die woestyn. God vertrou ons verstaan jy, vertrou ons as mens, hy sê, gaan maak vir my 'n pad, ek is op pad, hy sê vir Johannes gaan maak vir my 'n pad, ek is op pad, en hier Johannes doop nie, verstaan jy, as opgewondenheid by Johannes man, verstaan jy, want wie het dit aan hom bekend gemaakt? 'n engel van God, nie mens nie, niemand anders as 'n engel van God, verstaan jy, in vandag se lewe, is die Heilige Gees van God, kom sê vir jou, kom gaan maak 'n pad,
Want daardie Jesus is weer op pad. Amen. Mense, ons hoef nie so benoud te wees. Ons hoef nie te lewe of daar geen hoop is nie. Daardie Jesus is weer op pad, man. Daar is 'n opgewondenheid in Johannes. Verstaan jy, hy gee nie om hoe lyk hy nie. Verstaan jy, of hy nou kameelhaarklere, en of hy spring daar 'n vriend met heuning, en of hy niks het, hy gee nie om nie. Want 'n engel van God het aan hom verskyn en vir hom gesê, Johannes, Jesus is op pad, die een wat hierdie ou wêreld gaan verlos. Ja, wat sê vers 29? Ja, mense, hierdie woord is dan kosbaar. Hy voed 'n man se siel, man. Hy maak daar wat droogte is, man, maak hy 'n landskap van groenheid. Daar wat dors is, daar vul hy jou met water. Lewende water, man. Hey, kom ons kyk wat vers 29 sê. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld op hom gaan neem. Hey, hy het nooit mismoedig geword. Want jy sien die Heilige Gees. Die Heilige Gees het vir hom gekom sê, Jesus is op pad. Jesus, hy verstaan jy, dit is 'n eerstehandse ontmoeting. Dis nie 'n hoorsê storie nie. Dis nie iemand wat hom kom sê, 'n mens nie. Nee, 'n engel van God kom sê vir hom, die lam van God is op pad. Ja, man, daardie Jesus is op pad, man. Hy is op pad. En Johannes kan nie wag, hy is opgewonde. Is daar 'n opgewondenheid nog in ons mense? Is daar 'n blydskap werklik in ons harte? Waar is die karre? Waar is die mense? Nee, ons sit elkeen maar vir homself. Hoe kan ons so redeneer? Hoe kan ons so God verloon? Hoe kan dit ons denkwyse wees? Elkeen maar vir homself. Mense, hoe kan jy sê, ek het die vreugde, ek het 'n eerstehandse ontmoeting met die Heilige Gees van God gehad, en hy het vir my gesê, Willem, gaan maak 'n pad, Ferdi, gaan maak 'n pad, ek is op pad, man. Niks en niemand het vir Johannes se blydskap gesteel nie, niks kon dit steel nie, want jy sien, as jy 'n eerstehandse ontmoeting het met God, nie hoorsê stories nie bekeer storieetjies met halfhartige harte nie, maar 'n eerstehandse ontmoeting, en jy het in jou wandel, en in jou wees met die Heilige Gees, en jy die krag van God gevoel, man. Jy het gesien, hy sê daar in Johannes verder, hy praat daar, hy sê daar van Nathanael, hy sê, weet jy, Nathanael, ek gaan groter dinge doen, ek wil groter, hy praat in Genesis 28, praat hy van nou Johannes, van nou Jakob se, daar met die leer, verstaan jy het hom eens geleer, wat Jakob gedroom het, en die leer wat uit die hemel uit so op hom kom neerdal, en terwyl hy droom, sien hy die engele op en af beweeg. Sjoe, wat 'n ervaring. Die engele van God op en af. Hy sê daar in sy woord, maar ek gaan vir jou groter, kom ek gou vir jou die skrif. Hy sê, in vers 52, hy sê, sien die engele van God opklim en neerdal op die seun van die mens. Here, moet ook nou waar. Gaan lees nog myself, Johannes, ek die ding onderstreep. Maar wat hy sê, ek gaan vir jou wys groter dinge as wat Jakob beleef het daar. Groter dinge gaan jy beleef. Groter dinge, want wie hoekom? God, die Here Jesus Christus, het vir Jakob kom vervang. Verstaan jy? Toe Jesus uit die hemel uit self kom neerdal, self gekom het, nie meer engele wat op en af nie, nee, hy het self vir Israel, Jakob kom vervang, en hy kom self, en daar's 'n heerlikheid uit die hemel uit,
En hy sê terwyl hy saam met Nathanael en hierdie klomp disippels, want Filippus roep vir Nathanael, want Nathanael is 'n bietjie skepties, verstaan jy? Want die mens het al te veel teleurgestel. Toe hulle sê, ek het die seun van God, sy broer of vriend Filippus sê, hoor jy, hulle die seun van God, Jesus is hier. Jy sien nou Johannes is opgewonde, maar Nathanael is skepties, want daar's te veel liegbekke, man. Nou, daar's te veel mense wat maak dat Nathanael twyfel. En al wat ou Filippus vir hom kan kom sê is, kom kyk. Kom kyk self. En dis waar die Here Jesus sê. Hy sê Nathanael, daar toe hy kom aanstap, toe sê, daar's 'n ware Israeliet. Wat het hy daarmee bedoel? Daar's 'n man in een. Daar's 'n man wat nie net sommer vertrou nie. Daar's 'n man wat waarlik kan staan, wat ek kan vertrou met my evangelie. Daar's 'n man. Hy sê jy's 'n ware Israeliet. Wat sê, daar's nie bedrog in jou hart nie. En toe hy dit sê, toe sê Nathanael, waarlik, u is die seun van God. En hy sê, Nathanael, sê jy dit omdat ek jou gesien het? Nee, ek het u ontmoet. Dis u is die waarlik. Dit is die seun van God. Filippus, vreeslik dankie. Baie dankie dat jy vir my geroep het en gesê het, kom kyk vir jouself. Kom kyk dat ek vir jou wys. Die seun van God, waarvan Jesaja praat, het gearriveer. Daardie een wat Johannes so uitgesien het, hy het gearriveer. Hy's hier. Hy's tussen ons. En Jesus sê, Nathanael, ek gaan vir jou wys, daar gaan groter dinge gebeur. En in hierdie tyd wat Jesus op aarde was, mense het groot dinge gebeur. Baie groter as wat Nathanael ooit kon besef. Kom ek sê vir jy 'n groot geheim vanmôre. Baie groter dinge wil die Gees van die Here vir jou wys. Hou verdie. Baie groter dinge. Mense, in my bedieningstyd het ek al groot dinge gesien uit God se hand uit. Maar dis nog nie al nie. Ek gaan nog groter sien. Ek is opgewonde vir die nog groter. Baie groter. Verstaan jy, dit was vir die tyd wat Jesus gewandel het, maar nou is die Gees van God hierso. Die Heilige Gees. En ons ervaar en beleef, maar jy sien wat is die probleem? Wat in jou pad staan, is jou hart. Ons hart. Ons harte is opreg nie. Ons harte twyfel. Jy sien dit wat Nathanael gedoen het. Hy vra, is daar iets goeds uit Nasaret? Kan daar iets goeds uitkom? En nou met Filippus het nie gepreek nie. Hy het hom nie probeer oortuig nie. Hy het gesê, kom kyk. Kom kyk jy vir jouself. Mense, as ons daardie ontmoeting het met daardie kom kyk, verstaan jy, moenie mense oortuig, jy gaan dit nie reg kry. Nooit, kom kyk vir jouself. Die ontmoeting gaan self kom, want die Here Jesus Christus werk deur sy Gees, so die ontmoeting gaan self kom. Kom kyk, maar weet jy wat vir my wonderlik is, sleg is dat ons harte moet instel om te kan sien. Verstaan jy, as ons nie ons hart reg kry, verstaan jy, die oomblik toe die Gees van die Here met Nathanael praat, met die disipel praat, verstaan jy, toe hy praat, toe hy sê, Nathanael, ek het jou gesien, hoor hierso, hierdie kosbaarheid van God, man. Hoor jy, ek het jou gesien, nog lang voordat jy my gesien het, Nathanael. Ek het jou gesien toe jy daar onder die vyeboom gesit het, Nathanael. Hey, mense, is dit nie kosbaar? Ek het jou lankal gesien. Baby, ek het jou lankal gesien. Ek het jou gesien toe jy daar in jou sitkamer sit en huil. Ek het jou gesien toe jy teen die see gewandel het.
en God gesoek het en iets gesoek het en jy verstaan dit nie, verstaan jy? Want daar is soveel lenig. Ja, prys die Here vir die onvolmaakte kerk. Vir die onvolmaakte kerk. Ek het jou gesien, toe jy miskien daar in jou bed gelê het. Ek het gesien, toe jy wil dood van depressie. Ek het gesien, toe jy verwerp word deur die lewe. Ek het jou lank al gesien, Nathaniel. Ek het jou lank al gesien. Janne, ek het jou gesien, toe jy nog daar by Joburg was. Ja, elkeen van ons. Ek het jou gesien, die Here sê, ek het jou gesien, man. Maar ek wil hê vanmôre, kom kyk vir jouself. Want jy sien, as ons kom kyk, dan ontmoet jy hom. Jo, man, as jou hart net so 'n bietjie kan skuif, want hy staan in die pad, hy laat twyfel jou. Hy laat 'n onseker gevoel in jou lewe kom, man. Jy sien, as ons by hom kan kom, en ons kom kyk, want God wil jou nuuskierig kry, want die Heilige Gees wil jou nuuskierig kry. Want jy sien, die wêreld het teleurgestel. Ja, die wêreld het ons teleurgestel, en hulle sal nooit ophou teleurstel. Inteendeel, mense, gaan dit erger word. Dit gaan erger word. Op Babel gaan ons begin spot. Hulle gaan jou begin spot. Omdat jy God lief het. Hulle gaan jou spot. In erge graad. O, ek prys God. Ek prys die Here. Maar nie, ons moet nie net gaan oor Filippus, wat gesê het, kom kyk. Ek sit dit ding so. Here, as ek so vir u kan ontmoet aan die begin van die dorp, en u wil my hand vat daarso, en u wil vir my sê, Willem, kom kyk, ek wil vir jou iets wys. Ek wil vir jou wys. Kom stap saam met my. Kom wandel saam met my deur Port Nolloth, met Douglasbaai. Kom kyk, ek wil vir jou iets wys. Kom ons stap sommer hier by die hospitaal in Willem. Kom, ek wil vir jou wys hoe lyk omstandighede hier. Praat van arrogant. Elkeen vir homself. Ek wil sommer vir jou hier wys. Kom ons stap verder. Kom ek wys vir jou, Willem, hoe sit hulle hier teen die strate. En jy het nog niks gesien. Willem, kom ons draai hier af. Soutpans weg. Hier is hier so 'n tik op huis. Kom ek wil vir jou wys, Willem. Willem, ek wil vir jou party huise invat. Ek wil vir jou wys, hier sit iemand wat vrek van depressie. Hier, kom hierdie persoon wil selfmoord pleeg. Maar jy sien, jou hart staan tussen jou en hierdie wandel saam met God. Want ons hart is so verhard. Verstaan, want ons sien nie meer as naaste nie. Kom stap saam met my, as God vir ons op 'n wandeltog deur ons dorp vat, mense, en ons hart is oop en ontvanklik, dan sê ek vir u, daar sal meer trane loop as wat daar blydskap sal wees. Blydskap omdat ons God dien, maar hartseer omdat ons sien wat hier aangaan. En dis waaroor ek gehuil het hierdie week op my kantoor. Ja, kan ons so nevermind wees teenoor iemand anders. Dit gaan so goed dat ons harte so verhard is. Waar ek sien, hulle is te sleg. Hoor wat sê jou hart. Is van sleg dat hulle so vrek van hom is. Ek spreek hulle sommer aan. Ja, daar is 'n verskil. Ek praat jou anders jy staan met sleg. Maar as die Here op jou hart lê, kyk hoe honger, kyk hoe dors, kyk na hierdie siekte, Willem. Kom stap saam met my. Kom, ek wil vir jou wys, kom na my.
dan gaan ons verstaan, mense. Jy sien daar dieselfde engele. En ons wil vandag nagmaal gebruik, daar dieselfde engele. Daar dieselfde engele wat so op en af met die leer. Daar dieselfde engele wat daar besig was om vir Jakob te change. Daar dieselfde engele is vanmôre in hierdie diens om vir jou te sê, die klip is weggerol. Yes. Hy graf is leeg. Kom kyk. As jy nie glo nie, kom kyk man. Verstaan jy? Ek staan nie by 'n vrot graf nie man. Ek staan nie by leë grafte nie. Ek staan nie by 'n niks nie. Ek staan by 'n lewende God. Amen. Die graf is leeg. Hy het opgestaan. Ja, ons kan dit sing. Maar glo ons dit? Dis die geheim. Kom kyk. Ek kan vir mense nie oortuig nie, maar ek kan vir jou sê, kom kyk. Kom kerk toe man. Kom bid hier toe. Kom, gaan lees jou Bybel. Kom sit miskien 'n bietjie by my en ek kan net getuig van God se goedheid in my lewe. Ek ken nie die Bybel nie. Ek ken nie al die goeders, maar ek kan vir jou net kom kyk. Kom ek wil vir jou net wys wie's Jesus. Verstaan jy vanmôre? Want dis wat Johannes, hy daar soveel vreugde. Hy sê vir sy eerste disippels wat Jesus, hy sê, hey, daar's die man. Julle moet hom nou hier vandag volg. Daar's die man wat julle moet volg. Los my nou. Ek het gepraat van hom. Ja, mense. Ek kan hier skree en te kere gaan en mal gaan. Maar ek kan vir u net sê, gaan kyk. Gaan kyk. Dit wat Johannes van gepraat het, dit wat om Nicodemus van gepraat het, dit wat om Nathanael en Filippus en man wat baie mense, ek glo dat baie van ons vanmôre, ook op 'n tyd in ons lewe, mense moenie dat die vyand jou hart beroof nie man. Moenie dat die vyand jou sig belemmer nie man. Kom by die Here. Verstaan, daar's baie mense wat vanmôre hier getuig en in ander bedienings getuig wat van nuuskierigheid, verstaan jy, net gekom instap het en daardie dag was 'n afspraak. Ja. Daardie dag was jou afspraak. Daardie dag was jou brandende bos gewees van nuuskierigheid. Jy wil miskien gekom skinder, toe loop jy jou vas. Halleluja. Verskinder ook, want ons is ons onvolmaak. God gebruik sleg om dit te draai na die goeie. Ja, prys die Here. Kyk, AGS kerk het ek nie verdra nie. Ek het geen kerk verdra nie, maar ek sê nou getuig ek sommer weer die ou wat gesê het, ek loop 'n praat hier net oor myself. Hier kom hy weer. Dis net water, moenie worry nie. Ek prys God vir nuuskierigheid. Toe ek wil selfmoord pleeg en God lei my. Iets sê vir my, kom kyk net. O rooi monster toe daar sit. Een van die predikers hierso gewees het hier. Julle het hom geken, julle. Ek weet nie om wie hy was na die tyd. Maak nie saak. Ek weet nie wat hy gedoen het, ek gee nie om nie. Want ons almal het so vrot geraamd is in die kas, dat ons niks van niemand kan sê. Maar die gees van die Here, terwyl ek daar verby stap. Hoekom sit jy hier so vanmôre? Hoekom sit ons vanmôre hier? Kon sê dit altyd mooi. Iemand het jou wakker gemaak, vanoggend. En iemand het in jou hart gespreek en gesê, gaan kerk. Want ons weet mos of dit ons ontmoeting is. Miskien het die gees van die Here soos in my geval vir jou gesê, gaan kyk net man. Gaan kyk hoeveel mense is in kerk. So 'n bietjie nuuskierig maak. Gaan kyk of daar 'n vyand op daar is wat jy nie verdra nie. Pragtig hier sit hy. Hier sit hy. Nou moet ons die hart eers hier uitspoel soos 'n stuk ou lap wat jy nou was. Kry jou sake reg. Nou as hy nou klaar uitgespoel en uitgedroog is, dan kyk ek hierdie kant. Wil hom nie sien. Toe maar weer sien jy. En die Here sê daardie dag vir Willem, het jy my lief.
Ek wil eintlik net, ek weet eintlik wat ek daarop soek het. Ek weet regtig. Iets het my net brandend, het gebrand in my draai hierin, man. Ou fliek sal ook nog. Ek het hulle eintlik meer probeer vervloek as vir geseën het. Want ek het verdraag nie die kerkmense. Ek het ook so gevoel soos die persoon van Verjooster. Net 'n klomp skynheilige goed. Hulle verkondig net 'n klomp leuns, Frans. Dis wat hulle my sê. Hartseer voor God. Hulle verkondig net leuns. O, die onvolmaakte kerk, prys God. Maar daai nuuskierigheid met die Heilige Gees, hier staan ek nog altyd. En ek sê nog altyd, Jesus is op pad. Amen. Jesus is op pad. Hey mense, kom ons kry ons hart in plek, man. Dat ons wag in 'n brandende hart, dat ons uitsien soos wat Johannes uitgesien. Ek gee nie om wat julle van my sê nie. Ek gee nie om of ek moet spring aan 'n vreet nie. Ek sê vir julle vandag dat Jesus op pad is. En dis wat ons moet doen, mense. Ons moet uitgaan en sê Jesus is op pad, man. Kom ons vat hande. Ons kan nie alleen nie, kom vat hand, man. Ek het jou krag nodig, ek het jou spieël nodig. Ons het mekaar nodig. Kom ons stap saam, man. Kom ons staan saam, man. Daar waar eenheid is krag, man. Ons kan nie survive elkeen op homself, man. Nee, dit is nog net nooit God se plan gewees. Ons kan nie 'n kerk gebou laat hy daar staan soos 'n wit olifant. Iemand sê vir my, dan in Berlin, ag Willem, daar so af en toe sien ek in die aand daar 2 karre. Dan kom ons sê, maar elke kar vat 2 mense, dit is 4 mense. Waar is die dae? Ons praat altyd van die ou dae. Ja, want Drek het tussenin gekom. Drek het tussenin gekom. Drek het jou hart kom vervul. Drek het jou lewe kom besmet. Drek gode. Die Israeliete het met sulke goue muise in hulle sakke gestaan. Afgode. Verstaan jy, want hulle het dit daar in Egipte gekry. Ons loop nog altyd ook met daai muise rond. Sulke goue muise. Dit het niks met geld te doen nie. Dit het met afgode diens te doen. Dinge wat in ons lewe nie reg is nie. Wat tussen jou en God kom inskuif het. Wat die eerste liefde weggevat het. Hey mense, as jy die eerste liefde in jou lewe, dan brand jy. Hey Bawie, ek brand om dit vir jou te sê, man. Ek brand, ek kan nie stil bly. Ek brand. Hey buurman, kom hier, man. Of ek sal so by jou kom. Kom net, kom laat ons net gaan, man. Kom ons net by mekaar. Ek wil net vir jou iets sê. Verstaan jy, dis hoekom jy die Here aangeneem het. Want iemand het vir jou gesê, kom kyk, Filipus. Kom kyk, Jan, kom kyk. Verstaan jy vanmôre? Kom kyk net. En as ons gekyk het, dan gaan jy ervaar. Dan gaan jy dit smaak. En dis waaroor die nagmaal gaan vandag, my broer. Moet jy my sussie. Daar's groter dinge, maar kom ons kry ons hart op die regte plek. Sodat die nagmaal, as ons dit gebruik, dan is daar weer 'n skaar van engele vanmôre hier, wat vir jou sê, die klip is weg, Jesus het opgestaan. Amen. Kom ons sluit ons oop. O Here, dankie. Dankie vir u goedheid en u guns. Nie wêreldse goedheid te guns nie, u goedheid en u guns, my God. Here, ek bid by Jesaja 23 vers 15 oor elke dorp. U gee belofte, Here, na die hoerelied gespeel is, dan sal u weer kom besoek. Breek af, kry die goue muise uit. Here, ek bid vanmôre, o Heilige Gees, dat mense sal aanstoot vat. Aanstoot. Dat mense sal aanstoot vat. Want u woord is 'n tweesnydende swaard, my God. Dat mense sal aanstoot vat. Here, ons gaan nie soos klomp fariseërs met mombakkies rondloop nie, Here. Ontbloot vals harte.
Heilige Gees. Gee aanstoot, Here. Want U woord sê U het nie gekom om vrede te bring nie, maar verdeeldheid. Want U woord is kragtig. U bring verdeeldheid. Want party wil die Here dien en party wil net die wêreld dien. Ons kan nie twee gode nie. U waarsku sodat Here dat aanstoot vanmôre sal maak dat rowe vanmôre afgebreek, oopgekrap word, harte uitmekaar uitgeruk sal word vanmôre, Here. Dat aanstoot sal verdeeldheid, want dat daardie aanstoot vanaand as ek in my bed lê, waar U o Heilige Gees sal kom besoek, want ek weet U sal daardie hart kom besoek en vir daardie bose hart sê, jy's skuldig voor God. Jy's arrogant voor God. Waar is die liefde? O Here, as ek so voel, Here, hoe voel U nie vanmôre nie, Here? Maar U nooi vanmôre, terwyl ons met hierdie nagmaal besig is, nooi U vanmôre, kom kyk. Kom kyk, kom ontmoet my. Nathaniel, ek ken jou. Van waar af? Ek ken jou lankal, Nathaniel. Ek ken jou lankal, Willem, ek ken jou lankal. Kom ons sit ons naam vanmôre daarin. Ek ken jou. Ek weet. En jy sien daar waar jy sien vanmôre daar waar opregtheid is. Daar sal God self spreek en sê, daar's 'n ware Israeliet. Daar's iemand met 'n soekende hart na God. Daar's iemand wat die geregtigheid van God gaan najag. Daar's iemand wat waarlik dors en honger na die Here het. Here, bring aanstoot. Bring aanstoot dat ons harte vanmôre kan gewoel word, Here. Ek is nie 'n people pleaser nie, Here. Ek stel nie belang om pleaser te wees. Ek is vanmôre 'n Johannes, Here, en ek glo dat hier's baie vanmôre wat hier staan en wat hier sit, wat Johannesse is vanmôre. Ek gaan die woord van die Here, ek gaan die pad van die Here gelyk maak. Wat beteken om, dis nie net om te sê Jesus is op pad nie, maar hier die pad gelyk maak, praat van, kry jy jou saak met God reg. Jy wat dink jou lewe is reg. Jy wat dink jou lewe is reg. Jou een voet staan in die graf en die ander staan in die wêreld. Die genot van hierdie gemors van hierdie wêreld. Dit verduister ons harte. Dit besmet ons harte. Dit maak ons never mind, my God, teen 'n verlore siel. Here, dit verblind ons oë om te sien waar siekte en depressie en 'n soekte is. Dit verblind ons oë om te kan sien waar 'n honger en 'n dors is. Dit verblind ons oë, my God, om te sien waar U besig is, o Heilige Gees. Dit verblind ons, Here. Dit verblind dat ons gaan afwater, dat ons gaan terugsak, dat die honger weggaan, Here. Ek bid vanmôre, bring 'n geveg, Here, in ons hand. Bring tweestryd, bring twis, my God, sodat daar eenheid in U huis kan kom, Here. Dat die verdeeldheid kan weggevat word, sodat die Gees van God kan kragtig werk, Here. Ek bid, Here, ek glo dat ons gemeente bid. Here, ek bid, ek dank U vanmôre, om Koen so 'n mooi stukkie vanmôre gebring het, Here. Oor die koringkorrel en die druiwe. Albei moet eers getrap word. Kosbaar. Die druiwe moet gepars word totdat die bloed loop. Die koringkorrel, die brood van die lewe, moes vernietig word aan 'n kruis. Die brood van die lewe wil hê vanmôre dat ons in ons eie lewe, dat die koringkorrel, dat daar die korrel sal sterwe, sodat Christus kan begin opstaan in ons lewe. Eers is alles gepres is, fyn getrap is. O Here, dan geniet ons daardie heerlike wyn van U, saam met die nagmaal, daardie bloed. Dan geniet ons by God die brood, want ons is saam met U, fyn getrap.
daar in Getsemane. Daar in Getsemane. O Here, in Getsemane toe die olyf getrap word, die wyn getrap word, en die olie begin loop. Die salwing van God begin loop. Toe alles in ons afgebreek is, toe ons in die woestyn voor U loop staan, met niks nie, my God, toe begin die salwing loop uit ons uit. O Here, toe loop die olie, toe kon ons bid, toe kon ons siekes gesond maak. Here, ons kan sien wat U sien, ons kan dooies opwek, Here, krepeles, maak die saak, Here, geestelike, verstandelike mense wat nie God sien nie, maar toe die olie begin loop, die salwing van God op ons rus, Here, toe die Heilige Gees, toe ons gevul en gedoop is met die Heilige Gees van God, en daar die Heilige Gees in ons lewe is, Here, en ons vir U die ruimte gee, en die respek gee, Here, sodat daar die volmaakte liefde deur ons kan vloei, Here, dan sien mense en hulle begeer wat ons het, Here, nie uit hoogmoed nie, maar oor die heiligheid van God wat in ons lewe is. Want ons is heilig, omdat ons God heilig is. En hierdie heilige van God beweeg waar 'n heilige Gees is. Net daar waar U is. Ek bid dit vanmôre, my God. Ek bid, U sien vanmôre waar Nathanaels onder 'n boom sit en wonder. Ook al Johannes het uitgeroep toe hy daar in die tronk. Hy stuur sy disippels en vra, is dit die Seun van God? Is U daardie een? Ja, Johannes, dis ek. Dis ek. Mense, die heerlikheid van God word openbaar deur sy kruis. Toe hy kom dien, toe hy verneder word, toe word dis die manier, een van die grootste wat hy sê, julle sal groter dinge sien, Nathanael. Daar's een van die grootste dinge, hoe U, Here Jesus, U self verneder het, op die grond gekruip het, in die stof gesleep is, doringkroon oopgegesel, soveel sodat U onkenbaar gewees het, Here. Soveel so, dat U hand moes uitsteek daar op die stof van die Bellarossa. Daar in hierdie stofpaaie, Here. Het U hand uitgesteek en sê, Vader, ek kan hierdie kruis nie. As ons net op daardie plek kan kom, Nathanael, Willem, wie ook al vanmôre, as ons net daar in die stof kan op lê, sodat God kan optel, want dit is die heerlikheid, daar in die stofstrate waar Jesus gelê en hulle gespoeg het, en hulle gestaan het, toe kom die heerlikheid van God op. O Here, toe sien ons wie is God in sy volle heerlikheid. Toe hy daar verneder word, die Almagtige laat toe, dat die mens wat hy geskaap het, hom verneder, toe sien ons wat liefde is, toe sien ons die heerlikheid van God, want die heerlikheid het hom afgebring, die heerlikheid het nie gedink hy is bo almal nie, die heerlikheid het gekom lê in die stofstrate van Jerusalem, sodat ons vanmôre kan opstaan, en kan weet, daai graf is leeg, hy is so waar leeg. Maar daardie Jesus wat soos 'n hond in die strate rondgesleep is. Daardie Jesus wat verneder is deur die mens. Daardie selfde Jesus wat tot vandag toe verneder word deur die mens. Hebreërs waarsku ons vanmôre, my God. Dis vreeslik om te val in die hande van 'n lewende God. Want daardie Jesus gaan eendag op die troon sit. En daardie Jesus gaan sy hande uitsteek. Elke sondaar sal dit sien. Elke bespotter. Elke een wat hom teëgestaan het.
Elke een wat hom probeer verneder, daai hande gaan uitgesteek word en die gate in sy hande, want dis die teken, dit is hy. Daai gate in sy voete, die doringkroon op sy kop, die littekens is daar, niks het verander nie. Die littekens, want die littekens gaan die bewys wees, dis hy. Die spies in die sy, dis hy. Dis hy. Here, kan ons nie maar wegdraai en omdraai nie. Kan ons nie maar omdraai na U, my God. Kan ons nie maar weer uitroep, Here, ek is 'n sondaar. Ek het gedink ek is okay. Ek roep vanmôre na U, my God. In Jesus naam. Amen. Ons kry ons kerkraad. Kom ons raak vir 'n oombliekie stil. Tieners, sal jy vir ons net die tafel gebed dankie. Ons Vader in die hemel, dankie Here vir die voorreg wat ons weer vanmôre het om aan die tafel te kon sit, Here. Here, terwyl pastoor preek, sien ek in my geestesoog die brood, die meel, die sout, die eiers, die botter bymekaar gevoeg, Here. En dan moet dit geknie word, Here, tot 'n brood. Here, dankie dat U al die lelik en al die mooi bymekaar sal sit om ons 'n nuwe lewe te gee. Vir U liggaam wat gebreek is, Here, vir die bloed wat gevloei het. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om vanmôre aan die tafel te kon wees. Amen. Amen. As daar iemand is wat van die beker wil drink, kan die meneer die hand opsteek, dan bring ek die. Het almal gekry?
Kom ons sluit net ons oë. Here, ek bid vandag uit my hart uit vanmôre, my God, dat U vanmôre elke persoon wat hier sit met U teenwoordigheid sal seën. Here, waar dingetjies is wat ons moet uitsorteer. Ons sal nie opgee nie, Here. Never give up. Jesus is op pad. Ons gaan nie opgee nie. Here, ons gaan nou vas. Ons gaan mekaar by die hand vat, ons gaan nou vas. Ons gaan nie opgee nie, Here, want U is op pad. Here, ek wil eerste wees wat uitroep. Daar kom hy. Daar sy. Daar sy op die wolk. Sien julle dit? Daar sy. Ek dink ons wil almal saam met broer, Here, daar sy. Daar sy. Hy het gekom soos hy beloof het, soos wat die engele gesê het. Waarna kyk julle? Soos hy gegaan het, soos hy terugkom. En dit wat ons hier doen, Here, U liggaam, ons erken U vanmôre, my God. Want daar die Jesus wat rondgesleep is soos 'n sak in die strate, daar die Jesus gaan op 'n troon sit. En ons wat hom lief het en op U koms te wagte is, Here, ons gaan 'n kroon kry. Ons gaan 'n kroon kry. In Johannes 1, Openbaring 21:20, Here, ek is seker wat U sê, ek sal self jou trane afvee. Och, Here, wat 'n bemoedigende woord. Maar terwyl ons hier is, sal mense verander word deur die bloed en deur die getuienis van die martelaar. Dankie, Here. Dankie, my God. Dankie, o Heilige Gees, dat U ons hou vas. Dankie, o Heilige Gees, dat U 'n aardbewing in ons harte bring. Dankie, Here, dat U 'n skudding in ons lewe veroorsaak. Partykeer deur omstandighede, my God, wat ons geskit word. Wakker geskit word. Want ons gaan partykeer soos hierdie 5 dwaase maagde in 'n sluimerende posisie in, Here. En dan kom skit U net weer. Moenie vergeet nie. Moenie lou raak nie. Dat ons soos ou Jeremia uitroep. Here, net as ek wil opgee, dan brand dit weer. Dan brand dit weer, Here. Ek bid aan die brandende vuur in ons mense in die God. Ook in ander gemeentes, Here. Ek is nie selfsugtig vanmôre nie, Here. Ons almal is daar vir mekaar, dat ons sal hande vat. Here, ek vat nie hande van boosheid, maar ek vat hande waar God nommer 1 is. Ek vat hande, Here. Ons moet hande vat. Daar wil ek vat die hande waar Moeder Maria tussenin staan, Here. Ek vat nie hande waar die Heilige Gees van God deur Jehova getuies in die goeie verwerp word. Ek vat nie so hande. Nee, ek nooit kom kyk. Maar ek vat hande waar boeties en sissies, wat die Here lief het. En ons is by mekaar kom, dan verheerlik ons God. Ons verheerlik dit wat ons vanmôre doen, Here. Ons verheerlik en ons is dankbaar. En daarom prys ek U naam vanmôre, Jesus. Dankie, o Heilige Gees, dat ons in die Gees kan wandel en dat U ons help om hierdie Jesus lofsange te besing. Amen. Kom ons voorsangers kom en dan sing ons lekker saam.
Vader, ons prys U vanmôre. Ons loof U vanmôre. Dankie my God dat ons 'n God soos U dien. Dankie Here dat ons kan uitroep, Here. Dankie dat U ons ingaan en ons uitgaan beskerm en seën, Here. Dankie dat U ons heel geolie is soos Aaron, Here. Dankie Vader dat ons 'n spreekbuis, die voorreg om 'n spreekbuis vir U te wees. Dankie o Heilige Gees vir verandering elke dag in ons lewe. O Here, dit maak ons opgewonde om af te kap en weg te skil die lelik in ons lewe. Dankie Here dat U vir ons leer wat is eenheid om met mekaar te staan. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons dank sommer ook almal wat lekker koekies en broodjies en alles gebring het. Prys die Here. En ons sny af. Die vrou hier voor gaan nie meer terug Joburg toe, sy besluit sy bly. Ja. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find His arms embracing to hear your heart's cry. He's passing by this moment. Your needs He'll supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find His arms embracing to hear your heart's cry. He's passing by this moment. Your needs He'll supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Amen. Lekker broodjies eet julle. Hoor jy so lekker koekie dat jy dit kan maak? Hy se baas aan plaas.